Hallo en baie welkom by nog 'n binneblik. Was 'n vreeslike opwindende week by ons. Na maande se gesukkel en gespook en gestoei, het ons uiteindelik die stortstomers reg gekry. So ons moet nou nog net die verpakking en die labels uitsorteer. So dit sal so binne die volgende week of 2 beskikbaar wees. En 'n krywaarvol nuwe ander produkte wat so binne die volgende paar dae by ons sal wees en dan sal ons dit begin oplaai, beautiful sakke en leerprodukte en juwele en die coolste broeke. So, ja, exciting times. Ek's baie opgewonde. Daar was 'n lang tyd van spook en sukkel, veral met die stortstomers, het ek dit al genoem. En dit voel vir my asof ons net nou weer 'n bietjie in 'n nuwe fase in beweeg en ek is mal oor al die produkte wat beskikbaar is. Dit raak nou regtig die tipe van aanlyn mark wat ek graag wou gehad het dit moet wees en meer mense raak betrokke, is regtig opwindend. En ek het 'n ongelooflike lightbulb moment gehad of insig gekry terwyl ek so gesukkel het met die stortstomers. As jy vir die vorige video gekyk het, sy gesien het, ek stoei bietjie met AI oor watse large language model ek moet gebruik en ek moet eintlik een los en ek het nog nie. Ek het net 2. Maar nog steeds en vir die afsienbare toekoms dink ek gaan AI 'n hot topic wees en daar's ongelooflik baie slim ingeligte mense wat oor die onderwerp gesels en ek is definitief nie in daardie kraal nie. Mense wat gesels oor wat dit vir ons gaan inhou en die lot sê die een ding, 'n ander klompie sê 'n ander goed. Dit is basies maar 2 pole vind ek. Die een is baie positief daaroor en die een is baie negatief. En ek is iewers tussenin. Dis definitief nie meer 'n either or nie. Ons is nou albei hier. Ons, mense en AI. En wat ek geleer het deur my stortstoom gesukkel, is dat daar wesenlik 'n verskil is tussen AI en mense. En dis nie vir my so ingewikkeld soos wat baie ander mense dit probeer bespreek nie. Dis vir my eenvoudig. AI is vol funksies en mense is vol gevoelens. So, funksie aan die een kant, voel aan die ander kant. En as jy 'n mens is wat net funksies vervul, ja, not great. Want AI is baie goed met funksie, 'n funksie vervul en ek dink dit is dalk 'n ideale geleentheid vir ons om op te hou om onsself en ander mense net as funksies te sien. Wat 'n funksie kan jy vir my verrig? AI kan vir jou funksies verrig. Maar gevoelens en om jou op 'n sekere manier te laat voel en gevoelens te laat ervaar, that's a human thing. Hoe ek dit besef het is, toe ek nou begin het met die stortstomers, ek het 'n spesifieke idee in gedagte gehad. Dis nie 'n ontspannende stortstomers nie. Ek voel baasbombs en daai goed hoort in die bad waar jy bietjie ontspan, maar 'n stort is 'n vinnige, effektiewe, verfrissende situasie. En jy moet nie te veel ontspan in die stort nie, daar kan ongelukke gebeur. Ek wou iets ontwikkel wat veral vir ons lot wat in 'n klimaat woon waar jy so maklik sinus kry en allergieë. Ek wou 'n lekker minty stortstomer maak wat as jy die kraan oopdraai dan maak dit jou neus oop tot oormore toe. En dit was nogal 'n gesukkel. Maar nou ja, dit is wat ek wou doen en ek het ouer gewoonte my AI geraadpleeg oor resepte en wat moontlik kan skeefloop en ek het die resep gevolg tot op die letter. But it didn't work. En ek het baie lank gestoei en gesukkel en gewonder, maar wat doen ek verkeerd? En toe besef ek, dis nie ek wat iets verkeerd doen nie.
Stortstomers, laat ek vir julle vertel, is 'n temperamentele lot. En geen resep kan regtig tot op die letter gevolg word nie, want die goedjies is baie sensitief vir vog en temperatuur en dit moet net reg wees voordat jy dit in vormpies sit en los om droog te word. So AI het nog nooit 'n stortstomer gemaak nie en kan nie vir my verduidelik presies hoe dit moet wees nie. Want dis nie funksioneel nie, dis 'n gevoel. Jy moet dit voel. Waarskynlik kan jy dit meet met baie tegniese toerusting, presies die voggehalte in die stortstomers. Ek weet nie, dalk is daar mense wat dit doen, maar ek dink die meeste van ons doen dit op gevoel. Wanneer dit reg voel, weet jy, nou is hierdie reg. Een druppeltjie meer water is te nat. Een druppeltjie minder is te droog, dan verdwyn die stortstomer heeltemal te vinnig. En verkrummel, jy kan dit nie lekker verpak nie. En AI het vir my probeer verduidelik, soos wat ander mense aanlyn maar verduidelik, is dit moet voel soos nat sand, maar dis die eerste probleem, watter nat sand. Op 'n stukkie strand is daar verskillende zones van nat sand, soos baie nat, net onder daar waar die branders breek, en die sand hoor op teen die strand is ook nat, is nie so nat nie, maar waar pitch jy die stortstomer se nat sand? En op die ou einde is dit letterlik 'n gevoel. Jy leer die gevoel ken van hierdie consistency gaan so werk in die stort, gaan so lank hou, gaan so vinnig oplos. En ook met die konsentraat peppermint en eucalyptus wat mens moet insit. Die druppeltjies wat AI vir my gesê het is veilig om te gebruik. Daai stortstomer het verdwyn en ek het niks geruik nie en ek kan regtig nogal goed ruik. Maar dit is omdat AI nie weet hoe dit voel om te ruik nie. Ek wil hê dit moet so sterk wees dat mense neus kan oopgaan. Selfs die sterkte van die produk wat my neus en jou neus en ander mense se neus gaan oopmaak, gaan dalk verskil. Maar jy weet tog, daar's 'n sekere gevoel waarvan ek praat as ek sê, dit maak my neus sommer lekker oop. Dis nie 'n subtiele effense reukie nie. Dis 'n Vicks reuk daai wat sinuskanale oopmaak. So ja, dit was die gewaarwording wat ek gehad het, is dat AI nie mense kan vervang nie. Funksies, korrek, doodseker daarvan, maar nie gevoelens nie. Daai is ons elke een se unieke ervaring op hierdie aardbol. En ek hoop miskien hierdie nuwe renaissance, revolusie waarin ons in beweeg waar tegnologie soveel eintlik sieldodende, let's be honest, funksies kan vervul, dat ons 'n tipe ekonomie uitkrap wat meer gevoel gebaseer is. Dat ons hierdie wonderlike gawe wat ons het om te kan voel 'n bietjie beter benut. Nou ja, dit is dit vir vandag. Tot 'n volgende keer, mag jy 'n heerlike week hê en ons praat gou weer.